Ons lees in Lukas 24 vers 49 dat die Here Jesus vir die disippels sê, ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. Die belofte is gemaak, daar gaan 'n gawe kom, daar gaan krag van bo kom, maar die disippels moes weet, hulle het 'n wagtyd wat voorlê. Hulle moes wag totdat dit gebeur. Hulle het nie presies geweet wat gaan gebeur nie, maar hulle moes saam wag dat dit wel gebeur. En ons weet dat op Pinksterdag hierdie wonderlike gebeurtenis plaasgevind het op die eerste Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is en die mense die kragtige teenwoordigheid van die Here beleef het en daardie dag met krag toegerus is. Hulle wat gewag het daarop, het dit gekry en hulle moes dit gaan gebruik. Die wagperiode was nou verby. Nou moes hulle dit gebruik. En ons sien hoe hierdie manne wat eintlik nie geweet het wat alles van hulle verwag word en hoe alles gaan verloop en hoe hulle gebruikmaking van hierdie krag die wêreld gaan verander nie, dit tog reg gekry het, elkeen op sy eie manier en op sy eie plek in die wêreld waar hy homself bevind het. As mens gaan kyk na die geskiedenis van hierdie manne, dan sien jy dat hulle het werklik krag van bo gehad om uiters moeilike omstandighede die hoof te bied. En dit is wat ook ons voorreg is, om met hierdie selfde krag, hierdie wonderbaarlike krag, hierdie Heilige Gees krag, dit wat die Here Jesus beloof het en gedoen het om hierdie geskenk, hierdie gawe vir ons te stuur, om dit te gebruik tot ons voordeel, tot die koninkryk se voordeel, tot ander se voordeel. In moeilike omstandighede het ons die krag om te kan oorleef, om meer te doen as net om te oorleef, om uit te brei en om goed te doen aan mense rondom ons. Kom, ons gaan voort met hierdie krag wat van bo gekom het. En ons loop mooi.